dog. Hey, hey, honke dog. Hy is ster want hy kan praat en ver en vinnig ry. Ry jy met die motor, dans die tyd verby. Honke dog kom haal vir my. Hey, honke dog. Honke dog. Honke dog. Hey, hey, honke. Goed, op je merken. Gereed, gaan! Ja, kom maar nou eens, skud op, kom vinniger. So die professor se gunsteling karretjie hou ook van seepkuswedrenne. Weet jy wat? Ek wens ek was in daai wedren gewees. Dis onmoontlik, Ja, nou kom. want 'n kar mag nie engine hê wanneer hy aan 'n seepkuswedren gaan deelneem nie. Hallo daar. En dit? Goeiemôre. Laat ek myself voorstel. Ek is die wêreldberoemde seepkuskampioen en ek is lus vir 'n bietjie pret. Is jy nie lus om resies te jag nie? Natuurlik, ja, ek's baie lus. Karre wat aan 'n seepkuswedren deelneem het natuurlik nie engines nie. Het jy nie 'n engine daar binne nie? Ja, maar dis nie 'n gewone een soos ander karre het nie, maar hy kan homself vinniger laat ry. Dis reg, ja. Wel, dis 'n snaakse situasie, maar solank hy iets gebruik wat hom vinniger maak, kan hy ongelukkig nie resies jag nie. Oh, ek wens ek kon jaag. Met daai ingeboude krag van jou is jy beslis nie 'n seepkusjaer nie. Dit maak my vreeslik hartseer. Sies Maar is jy natuurlik nie jou engine. Ek bedoel, as jy nie die krag wat jy in die engine het of die engine nie self gebou. Ag, waarvan praat ek alles? Huh? Ja, wat ek bedoel is, as jy beloof om net jou wiele te gebruik om teen die heuwels af te ry en jy skakel nie jou krag aan nie, dan sal jy mag jaag, verstaan jy? So waar mag ek dan jaag? Hoera, 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 hoera. Nou goed, en omdat ek so vriendelik en gaaf is en oor ek nie selfsugtig is nie, sal ek die vrygewigste man in die wêreld gewillig wees om teen jou te jaag. Jeeslak, maar jy's daarom gaaf. Ja, ek is nee, dis soos ek gesê het, ek is die vrygewigste man in die wêreld. Dis wonderlik, onkel, wat sê jy? Ja, dis. Daar's net een klein voorwaardetjie. Om dit interessant te maak, gaan ons 'n weddenskap aan. As ek wen, behoort die kar aan my in die hak, so. Wat? Maar wag, vertel eers vir ons wat gebeur as jy verloor. Wel, dit is natuurlik nie gebeur nie, maar as dit gebeur, sal ek op my hande en knieë gaan staan en dan kan jy op my rug klim en dan sal ek die hele baan met julle hardloop. Wat mooi lekker. Kom ons doen dit, Henk. Nou maar goed, dan jaag ons môre. Intussen sal dit goed wees as julle oefen om sonder krag te jaag. Sien julle môre. Ciao. Ja, ons ontmoet jou môre hier. En ek beloof jou ek gaan wen. Die eerste valstrik is reg vir aksie. Oh. Nou, dit was maklik. Tweede valstrik gereed vir aksie. Derde valstrik gereed vir aksie. Nee, wag. Ek dink ek moet dit baie beter probeer wegsteek as dit.
Derde valstrik gereed vir aksie. En môre is die dag der dae. En toe het julle 'n bietjie geoefen gisterand? O ja, ons het. Ou maat, ons moet net wen, né? Natuurlik, wag maar ons sal. Hy gaan 'n dierles leer. Toe, laat ons begin. Ons is gereed. Nou maar goed, kom ons begin. Ons jag tot by die treinspoor aan die onderpunt van die heuwel. Nou maar goed. Op julle merke gereed. Gaan! Kom aan, hond, maak gou. Onthou, jy mag nie jou krag gebruik nie. Ek sal nie. Jammer, maar nou gaan ons 'n bietjie stof in jou oë skop, meneer. Voor jy kan sê mes, is hulle by die eerste valstrik. Dis mooi, hou so aan. Hou vas, Henk, ek sal moet uitdraai. Daar is hy. Nou, nee, hulle is by die eerste valstrik verby. Sjoe, Henk, het was amper. Hou vas, dis 'n vreeslike afgrond. Ag nee, daai het ook nie gewerk nie. Ag, wat hulle was net gelukkig geweest. Toe maar, daar lê vir hulle nog 'n valstrik en wag. Hy het so vriend die boer omgery. Wat is verkeerd met die simpel ding? Hæ? Wat gaan staan werk die ding op my? Opskat. Ek hoop net nie hulle sien dat ek my voet gebruik om vinniger te ry nie. Hy kom nader, honkedok, jy moet gou maak, man. Ja, ek kom verby. Die hondjie. Aha! Hy het sy krag gebruik. Jy is gediskwalifiseer. Wat is verkeerd? Hoekom jag ons Ons so? moet die hondjie probeer red. Toe verloor jy. Jy wou mos jou krag staan en gebruik, meneertjie. Ag, ek is bly jy's veilig by jou mammie. Nou sien ek honk het sy krag gebruik om daai hondjie se lewe te red. Ek kan nie prys nie kry nie, want hy is te goed. Waarvoor gaan alles altyd vir my verkeerd? Toe maar, ek weet. Volgende keer sal dit beter gaan. Ek sal honk dit ook nog kry. Lekker eet. Baie dankie, ek sal. Vat hier vir jou 'n lek. Daar. Maar Sniffels gaan nou die hele ding staan en opeet. Dis nie reg nie. Ai! Ag, maar Sniffels is so lief vir roomys. Sniffels, luister. As jy doen wat ek vir jou sê, dan gee ek vir jou nog 'n roomys. Bedoel jy toets nou vir Sniffels? Bring gou vir my die blik wat daar lê. Ag nee, hoekom bring jy dit nou? Hy het nie mooi verstaan wat jy wou hê nie. Jy moet in elk geval vir hom roomys gee. Hier, vat maar vir jou nog. Ek het dit. Die keer gebruik ek honde om daai karretjie te kry. Wag eers, Sniffels. Waar kry hulle so dom hond? Ai, niemand sê Sniffels is dom nie, hoor. Hy verstaan net nie verkeersligte nie. Met ander woorde, jou hond se naam is Sniffels. Wel, my hond se naam is Dokter, oor hy so slim is. Ek het hom self alles geleer. Verstaan hy hoe verkeersligte werk? Kyk hierna. Nou sien julle wat die verskil is tussen 'n slim hond wat goed geleer is deur sy baas en 'n dom hond wat niks geleer is nie. Dis nie snaaks dat my hond slim is nie, want ek is die beste hondeafrigter in die wêreld. Dokter verstaan alles wat ek vir hom sê en hy doen dadelik wat ek vir hom sê. Baie anders is daai dom ou brak van jou. Hou op om lelik te praat van Sniffels. Ja, Sniffels is nie 'n dom brak nie. Is dit so? Nou maar reg. Ek sê jou wat, kom ons hou 'n klein kompetisietjie om uit te vind watter hond is die slimste. Nee, vergeet dit. Jammer, maar ons stel nie belang in 'n wrede hondekompetisie.
Dis wat ek gedink het. Dis oor jy weet ek gaan verloor dat jy nie wil nie. Wat? Sniffels sal nie verloor nie. Nou maar bewys dit met 'n kompetisie. Ja, kom aan onk. Ek is nie bang nie. Ons kan nie toelaat dat hy lelike goed sê van Sniffels nie. Ek weet net hoe jy voel, Henk. Ons kan nie sommer toelaat dat iemand Sniffels beledig nie. Nee. Luister, voor ons begin moet ons eers 'n paar goeters uitwerk. Mens moet onthou dit gaan oor die honde se eer hier. Daarom is dit regverdig dat die verloorder natuurlik sal betaal. Wat? As my hond slimmer is as Sniffels, dan wen ek vir Honke Donk. Dis regverdig dan nie? Jy bedoel dan behoort ek daarna aan jou? Jy en Sniffels gaan tog verloor. Sniffels sal nie verloor nie. Ek beloof. Ons sal hom wys Sniffels is slimmer as sy hond. Maar wat gee jy vir ons as Sniffels die kompetisie wen, hè? Dan kan jy my hond kry. Huh? Nee, baie dankie, maar nee, dankie. Sniffels is goed genoeg vir ons. Wel goed, as my hond verloor, dan kom ons dink. Dan koop ek vir julle hele gunstelinge roomhuis, soveel as wat julle kan eet. Ek hoop net jy het hoop vir geld of wat praat ek onkedonk. Maar dink jy dis regverdig om hom vir al die roomys wat ons kan eet te laat betaal? Julle praat asof julle hond klaar gewen het. Wag eers, ons moet eers sien. Nou maar goed, laat ons begin. Aangesien ek die beste hondeafrigter in die wêreld is, sê ek wat die honde moet doen. Gereed? Ja, seker. Hoi, daai hond verstaan elke woord wat hy sê, onthou. Ons gaan moeilik wen. Baie ja. Sniffels, jy moet nou mooi luister. Ek weet nie of hy jou verstaan nie. Wel is nou te laat om klein koppie te trek. Nou goed, kom ons gee vir hulle iets makliks om mee te begin. Dink jy hy gaan kol? Dit lyk vir my so. Soos almal hier baie duidelik voor julle sien, het ek vir julle 3 vlae van verskillende kleure daar neergesit, 'n rooi, 'n blou en 'n geel vlag. Wel, wanneer ek die kleure van die vlag klaar genoem het, moet die hond hom bring. Luister nou mooi, Sniffels, die rooi vlag. Hoi, maar dis darem heeltemal te moeilik daar. Dis heeltemal onmoontlik. Oh, die bloue gebring en nie die rooi een nie. Jammer, maar jy het die een verloor, Sniffels. Nou goed, dokter, bring vir my die geel vlag. Dis die een wat soos die heerlike hondepilletjies ruik. Bring vir my die geel vlag en ek gee vir jou 'n hele bak vol. Toe weg. Ek moet iets anders uitdink. Ek moet eenvoudig net daai geel karretjie wen. Nou, simpel brak. Die eerste wedstryd is gelyk op. Vir die volgende een stuur ons die honde winkel toe. Dokter moet gewors koop hier onder op die hoek by die slaghuis. Ai, maar dis nog moeiliker as wat die eerste ene was. En Sniffels, jy gaan na die groentewinkel toe om appels te gaan koop. Goed weg is julle. Hier, ou grote. Hier bring dokter die worsies. Maar wat het van Sniffels geword? Julle kan maar net wel nou toe opgooi. My hond wen. Dokter, los die worsies uit. Jy is nie veronderstel om het te eet nie. Ek moet seker maak dat hy Sniffels nie daai appels bring nie. Ja, daai wors lyk vreeslik lekker. Geef vir my ook een. Oh. Ag nee. Dit waarvoor ek bang was. Hy het hulle hier. Proe hier aan. Dis baie lekkerder as die appels. Sniffels moet nou die appels terugbring, dan wen ons. Wag, dan kyk ons of hy hulle het. Sniffels, waar's die Ag appel? nee, jy moes die appels vir ons gebring het, man. Dit was weer gelykop gewees. Nou vir die laaste wedstryd. Die keer moet hulle 'n regte polisiehond probleem oplos. Goed, kom ons kyk. Kom ons kyk. Daar sy Sniffels, daai kind se ma is weg. Gaan kry haar. Waar kan hy wees? Jimmy, waar is jy? Hey, waarheen vat jy my? Jimmy, ou skat! Hoera! Ag, hy was net gelukkig, dis al. Ek wonder, dokter gaan vind daai kind se ma. Check, toe Hoera, jy het gewen, Sniffels. Ja, ons gaan lekker roomys eet.
Moenie teen my opspring nie, jy sal nie roomys kry nie want jy het verloor. Nee, los my uit. Ek gaan nie meer roomys koop nie. Los my uit, jou onnozel brak, los my uit.